Hallo vriende, ek groet julle in die grootste naam wat daar is. Yeshua Messia, ons verlosser, ons redder en ons rots. Geliefdes vriende, baie dankie dat ek weer 'n geleentheid het om iets met ons te kan deel uit Vader se woord uit. Vriende, laat my graag toe om met julle te deel oor ons rots en ons toevlug. Ek lees eers vir ons vooruit Deuteronomium 42 vers 4. Hy is die rots, sy werk is volmaak. Alles wat hy doen is reg. Hy is 'n getroue God, sonder enige onreg. Hy is regverdig en betroubaar. Ja vriende, rotse is onwankelbaar, betroubaar, sterk, onbeweeglik. Iets waarteen ons kan leun wanneer ons voel ons wil omval. Ons bou ons huise op rots, wanneer ons wil hê dit moet sterk staan. En God is die rots, waarop ons lewens bou, wanneer ons wil hê dat dit moet die storms van die lewe kan weerstaan. Wanneer alle ander dinge uitmekaar val, is God steeds daar en hy stort sy liefde en trou oor ons uit. Ons voel dalk onseker oor dinge wat by die werk aan die gang is. Ons wonder oor die land se toekoms. Dalk verwar dinge in jou huwelik of in jou kinders se lewe jou. Weet julle vriende, vertel God daarvan. By hom sal jy rustigheid vind. Daardie vrede wat alle verstand te bowe gaan. By hom sal jy sekerheid en standvastigheid kry. Hy is gister, vandag en môre dieselfde. Ek lees ons ook Psalm 94 vers 22. Maar vir my is die Here 'n veilige vesting. My God is die rots waar ek kan skuil. Ja vriende, daar's 'n Engelse gesegde wat lui: Worry is like a rocket ship. It gets you nowhere. Nogal komieklik, maar so waar. Ons hou daarvan om te bekommer. O genade, ons as mense hou daarvan. Maar soos wat daarna tereg sê is, soos 'n rocket ship, dit bring jou nêrens nie. Ek dink regtig, ons moet alles probeer om op te hou bekommerd te wees en net rus in God. Daar gaan altyd omstandighede wees waaroor jy onseker voel. In hierdie lewe kan jy van niks 100% seker wees. Nee, wag, ek verspreek myself. Ja, jy kan 100% seker wees van die dood. Maar een ding waarvan jy volkome seker kan wees, is God. God bly altyd dieselfde. Ek hoor van mense wat oorweeg het of nie oorweeg het nie, werk gekry het in die FSA en daar gewoon het. Ja, almal het vir hulle gesê, daar is seker wonderlike dinge om in daardie land te doen. Geleenthede wat so rooskleurig lyk. Alles skitterend. Dit is ons nou Amerika. Daardie mense het soveel vertrou en sekerheid gehad op hulle blink toekoms. Maar in een oomblik het die sekerheid verpletter. Vriende, kan julle onthou wat het op 11 September 2001 gebeur? Daai vliegtuig deur die World Trade Center gegaan het, vasgevlieg het, is hulle toekomsprentjies vertroebel. Alle wêreldse sekerheid is van hulle af weggeneem. Toe is daar groot probleme, groot bekommernisse, groot vrese. Toe, waantoe nou, hoe nou, wie het dit gedoen? Ek dink ons almal ken daardie verhaal. Jy sien vriende, dit maak nie saak waantoe jy trek, wat jy doen, waar jy gaan bly nie. God is altyd oral. En in hierdie wêreld gaan altyd dinge gebeur. Maar daar is net een ding. Bly vas staan in God. Hy is 'n rots wat nooit verander nie. Vertrou op hom. En ek glo regtig, by hom sal ons rus vind. Ja vriende, die feit dat God 'n rots is wat hy kan laat beloof, dat hy volmaak, regverdig, getrou en opreg is. Die onveranderlike standvastigheid van ons heilige God
beteken ons kan vertrou dat hy altyd sal doen wat reg is. Hy kan nie foute maak nie, of onregverdig optree nie. Wat 'n genade is die volmaakte regverdigheid van God. Hy het verklaar wat reg en wat verkeerd is. En dit sal altyd so wees. Hy beloof om te doen wat reg is, en hy sal dit altyd doen. Wanneer ons verraai of beledig of onderdruk word, kan ons onsself toevertrou aan die God wat nie doen wat verkeerd is nie. Ja, vriende, wanneer ons die onreg in die wêreld sien, kan ons saak voor God bring. Die een wat oor gedagtes en motiewe kan oordeel en altyd doen wat reg en regverdig is. In alle omstandighede kan ons toevlug tot die rots van ons verlossing neem. Ek lees ook graag vir ons Psalm 18 vers 3. Die Here is my rots, my vesting en my redder, my God, en my rots by wie ek skuil. Hy is my skild, my magtige redder, my veilige vesting. Ja, vriende, God het vir ons sy woord gegee, sodat ons dit as 'n fundament kan gebruik om ons lewens te bou. As jy bou op die rots, sal jou lewenshuis nie in duie stort wanneer die lewensstorms kom nie. In Matteus 7 vers 24-27 lees ons die gelykenis van Jesus oor die regte fundamente waarop ons moet bou. Daarom sal elkeen wat na my woorde luister en daarvolgens handel, soos 'n verstandige man wees wat sy huis op die rots gebou het. Toe die reën begin, val al die stormwater kom en die wind waai en daardie huis tref, het dit nie ineengestort nie, omdat dit stewig op rots gevestig is. Maar elkeen wat hierdie woorde van my hoor en dit nie uitvoer nie, sal soos 'n onverstandige man wees wat sy huis op sand gebou het. Toe die reën begin val en die stormwaters kom en die winde waai en daardie huis tref, het die huis ineengestort en die ineenstorting was geweldig. Jy sien, vriende, in die gelykenis verteenwoordig verskillende areas van 'n mens se lewe. Ons het finansiële huise en huwelikshuise. Ons het 'n verhouding met die Here huis en 'n vriendskapshuis. Dan is daar die maak kinders groot huis en die loopbaanhuis. Ons het ook 'n gesondheidshuis, 'n vermaakhuis en soveel meer. In God se groot liefde en genade het hy sy woord vir ons instruksies gegee rondom elkeen van hierdie huise. Sy woord leer ons hoe om ons finansies en ons huwelike te hanteer. Hy leer ons ook hoe om 'n verhouding met hom en met ander mense te hê. In die woord lees ons hoe ons kinders moet grootmaak. Ons leer ook hoe om onsself by die werk te gedra. God leer ons selfs wat ons moet doen, sodat ons optimale gesondheid kan hê. Aan ons soos die verstandige man, sal ons sy instruksies en opdragte te harte neem en doen wat hy sê. Ons sal die waarhede wat hy ons leer in ons lewens toepas. En wanneer die storms van die lewe die verskillende areas van ons lewens tref, sal dit nie in duie stort nie. Daardie areas sal sterk genoeg wees om die storms te weerstaan. Ons sal self seker aan die ander kant heel uitkom. As ons egter God se woord verontagsaam, sal ons huise nie staande bly nie. Dit is mos nou soos, jy wil nie leer nie. En wys God ons hoe om te bou. Ons bou sy woord. Sy woord wat ons actually kan sê is die rots. Hoe wonderlik dit is nie, dat God vir ons dit alles gee. Ons moet dit net lees, oopmaak en verstaan en regtig na God se woord kyk en hom sien wie hy is, ons rots wat vir ewig sal bly staan. Ek dink, vriende, as ons so God se woord lees, moet ons dit regtig inpas in hoe ons lewe, sodat ons regtig kan staande bly en op ons rots kan bou. Abba Vader, heilige Skepper, Here, baie dankie weer eens vir hierdie woord. Vader, dankie dat U so herhaaldelik vir ons sê, U is die rots. Dankie Vader dat U dit vir ons beter laat verstaan
En help ons regtig om so ons lewens te bou op U as ons rots wat nooit uitmekaar sal sak nie. Vader, dankie vir U ongelooflike liefde. En dankie, Here, dat U met soveel liefde met ons praat deur U woord. Dankie, Vader, dat U vir ons al die hulpmiddels gee. Dat U so goed is vir ons. Ons loof U en ons prys U in die grootste naam wat ek ken, Yeshua Messia. Amen. Geliefdes, mag die genade van die Here Jesus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees met julle almal wees. Shalom.